Goeiemôre vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons weer kan saam wees op hierdie Woensdagoggend. Wat 'n voorreg om weer so rondom die woord van die Here stil te word. Nou soos jy weet, is ons tans besig met die kort reeksie van die wil van die Here vir my lewe en in my besluitneming. Ons het gekyk daar wat sê Efesiërs 5 vers 17, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Ons het daar reeds met u gepraat oor die geopenbaarde wil van God. Dis hy wil dat ons gered moet word, heilig moet lewe, getuie moet wees, moet bid en al die geopenbaarde dinge in die woord van die Here wat die wil vir ons lewens is. Ons het bietjie gister stil gestaan by die twee tipes mense wat ons kry wanneer dit kom by die wil van die Here. Ons het vir u gesê, daar is die pragmatiese of kliniese persoon of benadering en dan die mistiese of gevoelsmens of benadering en vir u die gevare van die twee gewys en dan by die eerste verkeerde gedagte wanneer dit kom by die wil van die Here stil gestaan, naamlik ons het dit genoem die lucky dip metode, waar mense die Bybel oopmaak, hulle vinger op 'n vers druk en sê, dis wat die Here vir my gesê het. Ek dink dis baie gevaarlik, want Paulus moedig juist die jong man Timoteus aan om nie so met die skrif om te gaan nie, maar die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat ons moet beproef stel voor God, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. So dit is baie belangrik om die woord sistematies deur te lees, sodat ek nie 'n verkeerde metode sal gebruik om die wil van die Here te verstaan vir my lewe nie. Ons gaan verder vanmôre stil staan by verkeerde dinge wat mense implementeer as dit kom by die wil van die Here vir hulle lewe en vir hulle besluitneming. Die tweede gedagte, vriende, is die gedagte van 'n woord van God van ander mense. Ons leef in 'n tyd waar daar so baie mense is wat namens God vir jou 'n woord wil gee. En baie keer wanneer ons 'n besluit wil maak, dan is hierdie amper vir ons die laaste ding wat ons wil hoor is, wat 'n ander mens vir my sê oor hierdie besluit wat ek wil maak. Ek onthou in een van my gemeentes was daar 'n vrou wat vir my gesê dat die Here vir haar duidelik uit die woord gewys het dat sy 'n bepaalde man moet trou. Ek het haar 'n bietjie uitgevra oor hierdie man wat sy wil trou en nadat ek inligting bekom het, het ek vir baie duidelik gesê, ek dink nie dis die Here wat wil hê jy moet met die man trou nie, maar die duiwel, omdat daar sekere duidelike dinge in hierdie man se lewe en karakter was wat nie ooreengestem het met die woord van die Here nie. Hierdie vrou het aangedring daarop dat die Here vir haar gewys het dat hierdie man haar man is, dat iemand by die werk bevestig het dat dit haar man is en dat iemand later haar gebel het, sover ek verstaan, om vir haar te sê dat die Here vir hulle gewys het dat hierdie besluit wat sy wil maak, is dan ook sy wil vir haar lewe. Hierdie vrou was nie 'n jaar getroud met hierdie man nie, toe sy agtergekom het dat hierdie man eintlik 'n perverse lewe gelei het en sy was in hierdie hartseer huwelik vasgevang. Want u sien vriende, wanneer ons 'n besluit wil maak, dan is die woord van God van ander mense nie bepalend in ons lewe nie. Ek wil vir u sê, as God vir my iets wil sê, sal hy self deur sy woord dit aan my openbaar. So tyd terug het ek 'n vrou gekry wat aan my toe gekom het en vir my gesê het, dat God het vir my gesê om vir jou te sê, en toe stop ek haar net daarna spore, toe sê ek vir haar, as God vir my iets wil sê, sal hy deur sy woord aan my openbaar. U sien, as ons die prediking luister Sondag na Sondag, dan praat die Here deur die prediking van die woord met ons. As ons stilte tyd hou, praat die Here deur sy woord met ons. Daarom het ons nie nodig om 'n sogenaamde woord van ander mense te hoor, om te weet of ek 'n regte besluit sal maak, al dan nie. Ja, ek kan kennis en ek kan inligting verkry en ek kan raad vra, maar is baie belangrik om te sien dat hierdie gedagte van 'n woord van God van ander mense nie 'n Bybelse beginsel is nie. En al wil baie kerke vandag vir jou sê dat God het vir my gesê en ek is 'n profeet of ek is 'n apostel of ek is 'n medegelowige en ek weet wat God vanmôre in my studeerkamer vir my gesê het om vir jou te sê, dan wil ek vir jou vra, pas op daarvoor, hardloop weg en vra vir die Here dat hy sy woord aan jou sal openbaar. Jy sien, as ons gaan kyk in die Bybel, dan waarsku die Here vir ons juis dat ons nie so met die skrif moet omgaan nie. Jy sien, wanneer ons kyk, sê die Here in 2 Petrus 1 vers 19, dat ons het 'n profetiese woord wat baie vas is, waarop ons tog moet ag gee. Hierdie woord is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in ons harte. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God ingegee. Dis nuttig tot lering en deurlegging en tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Daarom wil ek by u pleit dat u sal vergeet van 'n woord van God van ander mense is. Lees die woord. As u raad nodig het, praat met ander mense.
Luister na die prediking van God se woord van die kansel en vertrou die Here om vir u antwoord te gee op u besluitneming. Daar is ook 'n ander gevaarlike ding waarna mense soek en dit is innerlike indrukke en tekens en drome en visioene wat hulle graag soek en die meeste gebruik arme ou Gideon daar in Rigters 6 vers 36 en 37 wat die ou wolfvliesie op die dorsvloer dan neergelê het. U sal onthou dat hierdie saak van Gideon nie 'n saak van geloof was nie, maar juis 'n saak van ongeloof. Want die Here sê alreeds in Rigters 6 vers 14, toe draai die Here na hom toe en sê, Gideon, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? U sien toe Gideon hierdie vliesie uitgooi, was dit verseker nie 'n gedagte van geloof of net om te bevestig dat wat die Here gesê die waarheid is nie. Dit was juis ongeloof en die Here sê, ons moenie dieselfde foute maak as hierdie mense nie. Ons leer mos uit hulle foute om nou die regte te doen. Ons lees daar in Rigters 6 vers 15, toe sê die Here vir Gideon, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Gideon in 'n daad van ongeloof gaan in Rigters 6 en hy gooi die vliesie uit. Dank God die Here het vir hom genade gegee en eindelik sy ongeloof aan hom geopenbaar deur hierdie dwaasheid wat hy dan ook tentoongestel het om God nie te glo wat God in die woord gesê het nie. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik dat 'n slegte en oorspelige geslag soek na 'n teken en geen teken sal hom gegee word nie behalwe die teken van die profeet Jona wat eintlik maar verwys na die Here Jesus en die belangrike gedagte, 'n slegte en oorspelige geslag soek na 'n teken. Moenie die Here heeltyd vra, stuur my 'n teken, stuur iets oor my pad en laat 'n bus by my verbyry met 'n teken daarop wat ek kan sien dat dit u wil vir my lewe is nie. Vertrou die Here om deur sy wonderlike geopenbaarde woord aan u wysheid te gee sodat u die regte besluite kan maak. 'n Volgende gevaarpunt is om te vra vir omstandighede of oop deure as 'n teken dat dit die wil van die Here vir jou lewe is. Ag, as ons kyk na hierdie gedagte van oop deure en mense wat sê die Here het vir my oop deure gegee, daarom het ek A, B en C gedoen, dan wil ek vir u sê as ons kyk na die oop deur gedagte, dan sien ons telke male dat dit gepaard gegaan het met baie lyding en baie hartseer en baie pyn. Ek lees vir 1 Korintiërs 16 vers 9. Die apostel Paulus sê, want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan en daar is baie teestanders. U sien die hele gedagte is net, die Here het vir hom 'n deur oopgemaak, maar daar was baie teestand. En daarom kon hy nie op die einde van die dag gesê het, maar luister, omdat die teestand is dit nie die wil van die Here vir my lewe nie. Ek onthou daai tyd toe die Here vir ons dan gewys het dat ons die beroep na Vredendal gemeente moet aanvaar en baie keer vra die mense my, hoe die Here vir my gewys? Eenvoudig, ek en my vrou daaroor gebid, ons het gepraat daaroor, ons het sekere dinge opgeweeg teenoor mekaar en ons het 'n besluit gemaak en ons glo dit was binne die wil van die Here nie. Dit was niks misties gewees nie, daar was nie oop deure nie, inteendeel, toe ons van Springs na Vredendal gegaan het, sou ons salaris verminder het, ons sou 'n laer mediese plan gekry het en baie van die dinge sou eintlik negatief gewees het. Maar ons het geglo dit is wat die Here vir ons wil hê op daardie stadium en ons het gegaan. Nou baie interessant, op pad soontoe het albei die karre gebreek, die kinders het voedselvergiftiging opgetel en toe ons daar aankom in Vredendal het mense vir ons gevra, is julle seker dat julle binne die wil van die Here is? Want kyk al die teëspoed wat julle getref het. En ek het vir hulle baie duidelik gesê, ek glo nou juis dat ek binne die wil van die Here is, omdat die Here ook hierdie dinge oor my lewe toegelaat het, om dan vir my te wys dat hy in beheer is, ongeag die omstandighede, en kon die Here ook vir ons gebruik het daar, en die gemeente baie ryklik geseën in ons bedieningstyd, en ons eer hom daarvoor, dat ons nie daar begin twyfel het, en die res van die 9 jaar dat ons daar was, gestoei het en geworstel het ons die regte besluit gemaak nie, maar dat ons ook kon sien, dat al is daar teestanders, wanneer die Here vir ons deur sy woord en deur sy gees en deur sekere inligting wat ons bekom, lei in 'n bepaalde rigting, dan aanvaar ons dit as uit die hand van die Here en ons wandel dan ook in gehoorsaamheid aan hom. 'n Laaste gedagte wat ek u oor wil waarsku wanneer u 'n besluit moet maak, is persoonlike begeertes. U sien baie keer wil mense iets hê en dan maak hulle besluit en hulle sê dit is die wil van die Here vir my gewees. Kom ons vat byvoorbeeld iemand wat 'n mooi huis wil koop. Hulle weet hulle kan hom nie bekostig nie, maar hulle kook hulle vorms en hulle skryf op die aansoek by die bank klomp goed
in en hulle laat sekere goed weg en dan kry hulle die lening en hulle kry die huis en 6 maande later kan hulle dit nie betaal nie en hulle sê, maar Here, U het gesê, ons kan die huis koop en die vraag is, hoe het die Here gesê? En dis die hele gedagte, as ons 'n besluit wil neem in ons lewe, moet die beginsel van Psalm 37 vers 4 ons motto wees, wat sê, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Johannes 15 vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. U sien die gedagte is maar baie duidelik, vriende, dat wanneer ons in God se woord bly, dan vra ons binne God se wil dit wat hy ook vir ons in gedagte het. As ek 'n huis wil koop, dan kyk ek na die bekostigbaarheid, ek kyk na my inkomste, ek kyk na my uitgawes en ek maak 'n besluit. Ek het onlangs 'n man ontmoet wat nou al vir baie lank 'n huis soek en hy sê vir my telke male, Dominee, die hele gedagte is net, ek kan nie my huisgesin in die skuld dompel wanneer ek 'n huis koop wat te duur is vir my om te bekostig nie. Dit was my so mooi gewees om te sien dat hierdie man eerder sal wag voordat hy 'n hals oor kop besluit sal maak en later sy gesin met baie smarte deurboor. So ek wil vir u vra dat u hierdie paar kort gedagtes ter harte sal neem en dat u versigtig sal wees wanneer dit kom by die maak van besluite en dat u ook die verkeerde dinge sal of die gewaagde maniere sal eenkant skuif. En ons het gekyk na die lucky dip metode, die woord van God van ander, innerlike indrukke, soek na tekens of drome, omstandighede of oop deur of persoonlike begeertes. Ons gaan môre begin kyk na die regte dinge wat ons kan implementeer wanneer dit kom by die wil van die Here en mag die Here vir ons wysheid gee daarin sodat hy verheerlik sal word. Baie seën, baie groete. As daar enige vrae is jy baie welkom om te vra en ek sal dit met liefde vir u beantwoord. Baie seën en liefde hier van ons kant. Mooi dag, tada.